U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 6. Papa is terug by die huis, na ewigheid. Ek voel sommer weer gesond. Gedagtes skiet deur my kop, aanhoudend. Ek gooi ook nie meer op nie. Dit laat my aan die buurman dink. Dit en papa se vreemde woorde oor katte skiet. Hy was kwaad toe hy hoor Nana het ingetrek terwyl hy weg was. Net om te help, sê Mrs. Help om my gek te maak, sê papa sag. Hy draai na die muur toe. Ek spring op die bed en wag totdat hy slaap voordat ek teen sy rug lê. Mrs. trek die deur effens toe, maar nie heeltemal toe nie, sodat ek kan uitgaan as ek wil. Sy kla nie meer oor my hare op die komberse nie. Die laaste paar dae lê ek baie op sy skoot wanneer hy in die studeerkamer of in die TV-kamer sit. Hy hou daarvan, en ek ook. Ek spin om hom te plesier, en ek weet hy dink dis oulik. Maar vandag lyk papa nie lekker nie. Ek kan sien hy beweeg stadig. Hy kyk nie rond nie, vryf baie kere oor sy gesig. Hy mompel en loop in die ronde. As ek net 'n hoofkarakter kan kry, een wat mense aangryp, uniek is. As ek net... Ek is verbaas, kan hy regtig genoeg siek voel as sy kop aan die werk is? Het hy nuwe idees gekry tydens sy lang slaap? Toe onthou ek iets, ek moet dit soek, maar mense is nie goed met wegsteek nie. Die leiband is bo op die gryskas met die laai wat so raas, dat die voëls my kan hoor. Haha, die kas wat papa net oopmaak wanneer hy kwaad is. Of miskien is dit die ding, kabinet noem hy dit, wat hom irriteer. Rekeninge, dis die woord wat ek dan baie hoor. Dan praat hy oor dinge wat nie sin maak nie. Oor die weer as dit raas, donder weer. En ek kyk uit, maar daar is nie eens reën nie. Selfs Frikkie weet wanneer dit aankom, lank voor mense. En hy, dan hardloop hy reguit onder 'n bed in. Hy bewe dan so, dat ek hom amper jammer kry. Ek dra die leiband na papa. Om die ding om my nek te hou, nes 'n hond wat smeek, laat my nekhare rys. Maar papa merk dit nie op nie. Hy lag eers. Hy skud sy kop, asof hy nat is. Lag is iets wat my verwonder. As mense maar net weet hoe snaaks hulle lyk wanneer hulle lag. Huil, verstaan ek wel. Hoewel nie so goed soos Frikkie nie. Hy huil sommer as mense net sing. Wat nog van wanneer trane loop. En dan, die snaakste van alles, laat dit mense lag. Ek dink mense is nie reg aan mekaar gesit nie. Papa huil daarom nie baie nie, maar die ander mense in die huis. Ek kan sien dat dit selfs vir Frikkie ontstel.
Hy wat enige iets sal doen vir 'n koppie vryf. Ongelooflik. Ja, sê pappa, as 'n perd jou afgooi, moet jy weer opklim, né? Maar nie nou nie, Timmy. Nog nie nou nie. Pappa kyk weg. Dit maak my kwaad. Dit beteken hy vergeet van my. Hy sit net so, soos iemand wat vaak is, soos wanneer ek begin indut regmaak vir 'n slaapie. As ek net die regte karakter kan kry, sê hy sag. Karakter. Pappa en sy vriende het baie oor karre, huise en vroumense gepraat. Hoe sê pappa altyd? Dis die goed wat 'n man klaar maak. En dan is Mrs. kwaad. En pappa lag sy diep lag. En ek weet dan is hy op sy gemak. Niks stres nie. En ek kan ook ontspan. Soms wonder ek hoekom Mrs. kwaad is as pappa ontspan. Is sy dan sy vyand? Hy lyk tog nie bang nie. Ek het ook al gesien, hulle streel mekaar en hou mekaar vas. En daai keer toe Mrs. die deur toegeslaan het, sodat ek nie in hulle kamer kon wees, toe het ek die gevoel gekry, wat ek net baie min gevoel het, tot ek weer hokkies toe was. Maar ek weet nou, wat hulle gedoen het. Iewers in my kop is daar 'n ding, seker wat hulle instink noem. En dit was lankal, maar nie lank voordat Jenka gekom het nie. Mrs. was toe dadelik weer kwaai. Die kat moet gaan. Hy sal op die baba se gesig gaan lê en dan versmoor. Ek het gehoor hulle doen dit. Nee man, dis ou vrou stories, het pappa gekeer. Ek het toe min verstaan wat hulle gesê het, maar ek kon agterkom dat ek nie welkom is nie, nie naby die skreeuende stinkende bondeltjie nie. En ek was in elk geval nie van plan om tyd aan die kind te spandeer nie. Wel, toe sy groter is, maar eers wou sy aan my trek en knyp. Pappa het haar gewys hoe om aan my te vat. Ek het gespin, sy het gelag, ons het ontspan. Ek en Jenka het nooit beklei nie. Mense sê mos, katte het selde 'n band met sibbe. Hulle is nie eens vriende nie, want katte het nie vriende nie. In die natuur is daar bondgenootskappe, pragtige woord, soos troppe, elkeen met 'n leier. Katte onderwerp hulle nie aan leiers nie, soos Nana sê, 'n kat is 'n trop op sy eie en die leier daarvan. Dis wat mense sê. Hulle sê ook, katte kan mos self jag, vir hulle self sorg. Maar wat weet hulle van hoe min prooi daar nog is? Met al die huise, al die geraas, nee, katte is nie juist tropdiere nie. Verbeel jou, 'n trop katte jag 'n muis. Nee. In die natuur is jy wat jy eet, en katte se prooi is nie regtig deelbaar nie. In 'n huishouding, sê pappa altyd, is daar 'n huis en daar is 'n houding. En katte het net 'n houding. Dis so en dit sal nie verander nie. Ek dink hy's reg. Katte weet ook nie van dankbaarheid nie, sê Mrs. Maar sy's verkeerd, ons weet daarvan. Dit beteken nie ons voel altyd dankbaar nie, en is gou verby, soos 'n warm gloed van tevredenheid. Ek verstaan dit nou eers. Mia was ook gemaklik met so 'n reëling. Inskiklik. Sy was in elk geval 'n hoovaardige eenkantwese. Noorweegse woudkatte is maar so, maar ai, so mooi. So het ek steeds nie genoeg woorde nie. Dit laat my hol voel soos honger. Ek sal nog woorde moet leer. Mrs. het dalk gedink, dis 'n meesterskuif om Frikkie aan te skaf, dat hy my op 'n manier sal uitskakel, dalk wegjaag. Katte loop ons weg as hulle ontevrede is. Dis die ou storie. Wat sy nie verwag het nie, was dat Jenka ook geen belangstelling aan Frikkie getoon het nie. Frikkie het toe maar agter Mrs. aangedraf, wat vir hom verantwoordelik gevoel het. Iemand moes sy besigheid optel.
Ek wil net begin indommel toe pappa skielik opspring. Sy kamerjas soos 'n vlerk agter hom aan, terwyl hy opgewonde rondspring. Ek het dit, 'n bobbejaan. Hy buk om my te streel of op te tel, ek weet nie wat nie. Maar val vorentoe en kap sy kop teen die rand van sy tekentafel. Hy gaan sit hard op die grond langs my. Ek kyk in sy oë. My ore trek sommer van self plat teen my kop en my naels slaan in die kussing vas. Wat nou? En toe begin hy lag. Timmy, ek gaan 'n strokie skryf en jy gaan ook daarin wees. 'n Katheld soos Garfield. Nee, dink ek. 'n Kat en 'n bobbejaan. Dit voel nie reg nie. En daar was al so baie katstrokies. Ek het gehoor pappa sê self so. Ek dink eers daaroor. Wat van 'n tier? Tiere is baie groter as leeu's. En ek het my altyd as 'n tier gesien. Maar ek het 'n ruk gelede na Jungle Book op die TV gekyk en Shere Khan was 'n regte vuilbaard. So tiere? Nee, te groot. En hulle is ook nie hier by ons rond nie. Ek lek my voorpote en gaap. Ek wil nie te ingenome lyk nie, maar die vraag is, hoe gaan ek vir pappa laat verstaan dat sy idee nie heeltemal werk nie? Pappa begin in al kleiner sirkeltjies rondloop, met sy hande plat teen mekaar, asof hy bid. Hy lyk so gespanne. Dit laat my hart ook vinniger klop. Hy gaan staan en kyk na my. Ja, bobbejane het hande. Het jy al daaraan gedink, Timmy? As jy hande gehad het, watter nonsens jy kon aanjaag. Inderdaad, het ek nie al baie daaraan gedink nie. Mia het duime soos mense gehad. Opposable thumbs, het Mrs. gespog, asof sy woudkatte gemaak het, sodat hulle kop onderste bo of kop ondertoe teen 'n boom kan afklim, en ons ander kan nie. Nee, ons moet agteruit afklim, dat ons naels kan hak. Vrek ongemaklik, so in trierad. Pappa sê trierad, asof ons karre is, maar ek verstaan. Hy lag daar. Ek verstaan al van lag. Ek was dikwels jaloers op haar, daardie mooi ding, soos oor daai prettige tosselpuntjies op haar ore. Sy het nogal soos 'n rooi kat gelyk. Maar pappa hou nie van rooi katte nie. Hulle is ondiere, sê hy. Hulle byt sommer 'n klomp skape dood vir die pret. Reeksmoordenaars, sadiste, vullis. Pappa het geen tyd vir hulle nie, so ek ook nie. Morsig is sleg. Ek ril en skud my voete. Rooi katte moet nog leer van kosbakke. Maar sy was so mooi. Donkergrys met die mooiste oë. Hoe mis ek haar nie? Elke dag nog. Ek onthou, liewe Leibrand, ek onthou al te goed. Pappa maak nou bokse oop en haal boeke van sy rakke af. Kyk, Timmy, die tier en Calvin en Hobbes, dis 'n mooi voorbeeld. En die bobbejane van T.O. Hannibal, ek gaan hulle mooi bestudeer. Ek klim versigtig op die rand van die skuinstekentafel. Ek weet ek mag nie daar wees as hy werkie, maar nou is ek nuuskierig. Een keer toe ek klein was, het ek van die tafel afgegly en van pappa se papiere geskeur. Die kyk wat hy my gegee het, was genoeg. Ek wil nie wie hy moet so na my kyk nie. Calvin en Hobbes. Ja, ek weet. Ek knip my oog. Hy het dit al vir my gewys, voorheen. Asof ek toe kon verstaan. 'n Seentjie met 'n tier wat soms soos 'n mens loop op sy agterpote. Ek sien geen rede dat 'n tier dit sal doen nie. Ek ook nie. Die tier kan praat, maar ek begryp. Dis net 'n storie, soos Jungle Book en Garfield. Ek sien nie bobbejane in die boek van die seun en sy tier nie. Pappa het ander boeke daarvoor. Hy het boeke vir enigiets, oor enigiets. Mrs. verstaan dit nie. Sy wil gedurig hê hy moet sy boeke wegvat.
Dit lyk onnet en oorvol, sê sy. Maar wat kan jy met netjies en leeg doen? Vra pappa dan. En sy slof weer weg. Ek is tevrede, nou dat pappa weer gelukkig is. Ek hoop hy is ook gesond. Ek weet ek is nie, maar net ek weet dit. Wat ek nie verstaan nie, is dat pappa steeds nie verstaan nie. Nie verstaan dat hy nie 'n kat in sy storie moet gebruik nie. My tande kraak soos ek daarop byt, maar dit help ook nie. Jenka is op YouTube. Sy kyk na iets op die platskerm in die TV-kamer. Natuurlik, alweer video's van katte wat snaaksighede aanvang. Een spring aan die lug as hy 'n komkommer sien. Een teen 'n dakwaaier op. Een rol teen 'n trap af. En so gaan dit aan en aan en aan. Frikkie lê op die rusbank langs haar met sy oë toe. Hy lig net 'n oor toe sy weer lag. Sy kyk op en sien my in die gang sit. "Haai Timmy, kom kyk hier. Kom kyk hoe simpel is katte." Ek staar haar aan. My snorbare tintel effens, maar ek roer nie. Simpel. Wat van honde? Daar is ook video's van honde wat hulle name krater maak. En mense, wat van mense? Amper elke ding wat mense aanvang is simpel, belaglik, onnosel. Om nie van wreed, korrup, vernietigend en skokkend te praat nie. "Kom nou Timmy, kom sit by ons," roep Jenka weer. "Ek wil sien of jy verstaan wat aangaan." Sy kyk na die half wakker hond. Frikkie kan nie klik nie. Hy lê net in poep. As ek kon praat, sou ek sê, "Natuurlik Jenka, wat anders? En wees nou simpel." Frikkie lig weer een oor, maar toon geen belangstelling nie. Vereens kan ek met hom saamstem, ook oor die onwelriekende gibbe wat hy los, saggies, asof hulle sluip. Hy doen dit nogal gereeld, en pappa sê dan, sy winde loop op sokkies. Dalk is dit uit verveeldheid, of miskien protesteer hy so. Jenka het mos geen respek vir die arme brak nie. Ek onthou die kind Jenka en sug. Nou het sy geen respek vir enige iemand nie, soos Bertie. Hy kom nie meer hier nie, want een ding wat Jenka soos 'n kat kan doen, is verveeld raak en ignoreer. Speelgoed raak gou vervelig en word agtergelaat. Ek weet mos. Ek draai om en stap weg. Ek sal wag tot sy weg is. Ek wil Phonics for Kids kyk. Daar is 'n Afrikaanse weergawe, klank en spel. Dis maklik om te volg, want klanke word saam met letters gewys. Vir my is dit 'n ernstige saak, en sy wil net sit en lag van nonsens. Ek gaan sit voor pappa se boekrakke en kyk na die rugkante van die boeke. Missus sê daar's duisende, hy moet dit minder maak. Dis oorvol en onnet, vol stof. Niemand mag daar skoonmaak nie. En die goed is oral ingedruk en dan sê hy, sy is 'n barbaar. Sy verstaan nie literatuur nie, sy verstaan nie kuns nie, sy verstaan nie geskiedenis nie. So baklei hulle kort. Ek ken al elkeen se woorde soos hulle kom. Ek verstaan ook nie al hierdie dinge waarvan pappa praat nie, maar ek wil graag. Ek wil lees. So ek gaan leer. Eers op die TV, dan die boeke. Boeke is moeiliker, maar pappa sal hulle nie so lief gehad het as hulle niks werd is nie. Pappa is baie slimmer as wat missus dink, en pappa het my ook lief, want ek is ook iets werd. Elke dag verstaan ek meer van die wêreld van mense. Alles in hulle lewens is nie mooi nie, maar die natuur is ook nie net mooi nie. Ek kan net gril wanneer ek hoor hoe hulle aangaan, oor hoe wonderlik die natuur is, hoe pragtig alles, en hoe fantasties mooi. Wat weet hulle van die vrees en pyn wat diere in hulle lewens moet verduur? In die natuur is daar geen maklike dood nie. Jy gaan dood deur honger, beserings, of jy word opgevreet
van die kleinste muggie tot die grootste walvis. Dis die natuur, die pragtige, wonderlike natuur. Maar ons aanvaar dit so. Dit is wat dit is. En ek begin ook dink aan my eie dood. Gewoonlik dink Katte nie daaraan nie. Maar tyd, lewe en dood is nou deel van my gedagtes. Die een ding waaroor ek mense kan prys, is dat hulle diere 'n maklike uitweg gee, selfs al doen hulle dit vir hulle eie spesie nie. Of so sê Nena. Sy kla so baie van pyn, reumatiek, haar rug. Dit hoor ek elke dag, terwyl die mense in die huis lyk asof hulle niks hoor nie. Net ek hoor dit, en miskien Frikkie ook, maar hy verstaan nie wat hy hoor nie. Dit is die verskil tussen my en hom. Maar ook tussen my en hulle. Frikkie hoor, maar verstaan nie. Hulle verstaan, maar hulle hoor nie. Vir my is daar nie meer wegkomkans nie. Ek is in die middel vasgevang, tussen mens en natuur. Ek moet iets hieraan doen. Ek moet leer hoe. Die antwoord, dink ek, is in al hierdie boeke. En dan wil ek ook vir pappa help. Jenka loop. Ek ken natuurlik elkeen se voetstappe in hierdie huis. Nie moeilik nie. Ek is seker Frikkie ken hulle ook. Sy gaan met die trappe af. Onder in die kombuis maak sy die yskas oop. Wat 'n lieflike ding, 'n yskas. Voor die ongeluk sou ek op haar hakke afgeglip het. Maar nou is kos nie so belangrik nie. Pappa sit by sy tekentafel. Hy sit lank stil en kyk na die dak. Hy mompel en vee uit, en teken en vee uit. Ek spring op die rusbak. Daar lê die afstandbeheer. Een naal is nodig. Ek druk. Die een langs die groot ronde knop. Dis reg. Die kanaal langs Jenka sit. Ek wil die alfabet leer. Al moet ek dit saam met klein kindertjies wat op en af spring, raas en gelyk praat, doen. Alfabet. 'n Wonderlike ding. Terwyl pappa sit en werk aan sy strootjie, eet Jenka en Frikkie in die kombuis aan iets wat soos tuna ruik. Nana en Missus is ook met hulle eie dinge besig. En ek lê en luister, kyk en leer. My kop werk en werk en werk. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. En moenie vergeet nie, subscribe, like en share Storytyd saamstelle.